Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here en dankbaar dat ons andermal kan saam wees so rondom sy woord. Ons eer die Here dat ons vanmôre kan aangaan met hierdie baie besondere reeks wat handel oor ons denke. Ek het vir u gesê toe ons hierdie reeks begin het dat die gemiddelde mens so tussen 60 en 80.000 gedagtes per dag bedink. Ek het vir u gesê dat so tussen 2500 en 3000 per uur en so tussen 40 en 50 gedagtes per minuut. Ek het vir u gesê, vriende, jy is nie wat jy dink jy is nie, jy is wat jy dink. Ek gaan dit vir u weer lees. Baie duidelik, jy is nie wat jy dink jy is nie, jy is wat jy dink. En dis belangrik, vriende, dat ons sal sien, soos Spurgeon ook gesê het, ons het nodig om ons gedagtewêreld gevangene te neem tot gehoorsaamheid aan die Here, sodat ons hom in alles welbehaaglik kan wees, want daaruit is die oorspronge van die lewe, uit ons hart, uit ons gedagtes, uit ons denke. En ons daar reeds gekyk, daaruit Filippense 4 vers 8, waar die apostel Paulus sê verder, my broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar mag wees, bedink dit. Ons het al reeds gepraat oor die gedagte, vriende, dat ons moet bedink alles wat waar is, alles wat eerbaar is, en alles wat regverdig is. Vanmôre kom ons by die gedagte uit, bedink alles wat rein is. Bedink alles wat rein is. Nou hierdie woordjie rein in die Engels is die woordjie pure. Dit is die gedagte van om deeglik skoon gedagtes te bedink. Dit is ook in die Engels innocent, modest, perfect. Met ander woorde, die Here wil hê ons gedagtes moet anders te wees as die van die wêreld. Ons gedagtes moet nie vuil, besoedeld, onrein gedagtes wees nie, want dan gaan dit in ons optredes na vore kom. Vriende, die rein gedagte neig meer na die kant van om morele reine gedagtes te bedink. Met ander woorde, my gedagtes moet so opsig heilig en rein voor die Here wees, dat as die Here my gedagtes moet oopvlek vir mense en hulle sien wat ek dink, dat dit nog steeds die Here welbehaaglik sal wees. Dat ek nie in my gedagtes iets sal bedink en voor mense iets anders sal lewe nie, maar dat ek sal weet God het my gedagtes sien, kan my gedagtes oopvlek vir enige mens, hulle kan dit sien en ek sal voor God soos goud tevoorskyn kom. Nou ons weet, dis nie aldag maklik nie. Ons weet dat ons in 'n wêreld onsself bevind wat met baie boosheid besig is. Somstyds word ons daardeur gekonfronteer, gebombardeer en in tye waar ons nie waak en bid nie, val ons in hierdie gedagtes. Mag die Here genade gee, want Jesus self sê in Matteus 5:28. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. So die hele gedagte, alles wat rein is, gaan meer oor die morele gedagtes. So ons moet, wanneer ons na 'n vrou kyk, wanneer ons besigheid doen, wanneer ons in hierdie wêreld beweeg, moet ons gedagtes van so aard wees, dat dit vir God en mens welbehaaglik moet wees. In besonder wat die morele dinge aanbetref. Ag vriende, ons beleef 'n tyd waar mense nie meer omgee wat hulle na kyk nie, hulle gee nie meer om wat hulle bedink nie. Dis nie meer eintlik 'n vreemde verskynsel wanneer 'n man 'n vrou agterna staar en eintlik hom vergaap aan hoe sy lyk en hoe sy aantrek nie. Dis asof mense geen skaamte meer het nie. Dis nie meer 'n ding wat eintlik 'n skande is wanneer 'n man 'n opmerking teenoor 'n vrou maak of 'n vrou teenoor 'n man nie. Dit lyk vir my of mans en vrouens ewe boos begin raak het in wat hulle bedink en in die gedagte wat die reinheidsaspek aanbetref. Jy sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik in 1 Timoteus 5 vers 22, hou jou rein. Dit is belangrik dat ons sal sien dat ons hierdie gedagtes moet bedink. Onthou jy vir Josef, hy werk daar in Potifar se huis en die Bybel sê vir ons baie duidelik dat Potifar se vrou hom probeer mislei het. Maar sy gedagtes was so gevangene geneem tot gehoorsaamheid aan die Here, dat hy vir haar sê, hoe kan ek hierdie groot sonde doen en teenoor die Here oortree? So Potifar se vrou moes gesien het dat Josef het gevlug van die sonde omdat hy God gevrees het. Sy gedagtes was reg georden. Daarom kon hy reg opgetree toe die sonde na sy kant toe kom. Die Bybel sê vir ons daar in 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Jy sien, ons het die verantwoordelikheid om ons rein te hou, om ons gedagtes gevangene te neem, om weg te kyk, om op te hou begeer wat nie myne is nie,
om so 'n lewe te leef, dat ons moreel rein in ons gedagtes, maar ook in ons optrede sal wees. En dis presies wat die apostel Paulus hier in hierdie brief vir die gemeente in Filippi sê. Broeders, susters, gemeente, bedink alles wat rein is. Daar is 'n pragtige koortjie wat sê, o maak my rein, o maak my rein, want voor u troon moet ek verskyn. Stuur tog op my u louteringsgloed en maak my rein deur Jesus bloed. Ek het vir u gesê, vriende, dat reinheid begin by my denke. Ek moet rein gedagtes bedink. Ek vra vir jou, waarna kyk jy in die dag? Jou selfoon, jou televisie, jou iPad, jou rekenaar. Waarna kyk jy? Waarmee voed jy jou gedagtes? Is daar suggestiewe dinge waarmee jy besig hou? Is daar onrein dinge, seksuele dinge, bose dinge waarmee jy besig hou? Die oomblik as dit so is, moet jy sien dat 'n rooi lig wat afgaan, is 'n waarskuwing van die Here. Die Here sê wat ons saai, sal ons maai. En as ons nie rein gedagtes bedink nie, is die kans baie groot dat ons in sondige praktyke sal verval. Daarom kom die apostel Paulus, hy roep die gemeente op, hy roep vir my en jou op en hy sê, broeders, susters, gemeente, ek roep julle op om te bedink alles wat rein is. Alles, die Engels praat van modest, clean, skoon gedagtes, sodat ons God in alles welbehaaglik kan wees. Vriende, mag die Here vir ons genade gee. Onthou die woorde van 1 Timoteus 5:22, hou jou rein, hou jou skoon, hou jou onbevlek van hierdie wêreld, en dit begin alles by ons gedagtes. Onthou, as ons hoop op die koms van die Here Jesus, dan reinig ons onsself, soos hy rein is. En dit beteken vlug van die sonde, dit begin by jou denke, van jou denke bepaal jou optrede. Mag die Here ons groot genade gee en wysheid, en mag ons harte rig om hom in alles welbehaaglik te wees. Groete vir u, mooi dag verder, tada.